Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Donderdag 28 Mei, om dit te weet en te doen. In die bergprediking praat Jesus baie oor verhoudings, met hom en met mekaar. Hierdie leer sluit hy met die volgende uiters hartverskeurende opmerking af, Matteus 7 vers 21. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Jesus verduidelik dat party na hom sal uitroep, mense wat duidelik van hom weet, hoewel hulle hom nie ken nie. 'n soeke na kennis is ongetwyfeld belangrik. Let immers op die Bybelse vermaning teen onkunde oor God, omdat die volk of nie behoorlik ingelig is nie, of bestaande kennis oor God verwerp het, met die gevolg dat hulle ten gronde gaan. Hosea 4 verse 1, 6 en 10 lees soos volg. Hoor die woord van die Here, o kinders van Israel, want die Here het 'n regsaak met die inwoners van die land, omdat daar geen trou en geen liefde en geen kennis van God in die land is nie. My volk gaan te gronde, weens gebrek aan kennis, omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp, sodat jy vir my die priesterambt nie sal bedien nie, omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal ek ook jou kinders vergeet. Dan sal hulle eet, maar nie versadig word nie, hulle sal horeer, maar nie uitbreek in menigte nie, want hulle het nagelaat om die Here te vereer. Hosea 4 verse 1, 6 en 10. Hierdie behoefte aan kennis oor God toon dat ons nooit die belangrikheid van ewige Bybelwaarhede behoort af te maak nie. As sulke kennis egter geen verandering in ons voortbring nie en ook nie tot groter toewyding tot God en ons wandel met hom lei nie, maak ons dit nutteloos. Johannes 17 vers 3 lees, en dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enigste ware God en Jesus Christus, wat deur U gestuur is. In die skrif sê Jesus, wat die voorvereistes vir die toegang tot die hemel is. Ons moet die wil van God doen en hom ook mettertyd leer ken. Want as ons hom nie ken nie, kan ons immers nie sy wil doen nie. Hier het ons die deurslaggewende faktor. Boonop is dit 'n uiters redelike verwagting. As jou kind sê hy het jou lief en gewoonlik doen wat jy vra, toon hy daarmee die omvang van sy liefde en respek vir jou. Ons liefde vir God werk ook so. As ons hom liefhet, sal ons sy wil doen, met die besef dat dit tot ons eie beswil is. Die wyse waarop ons die Here reageer en op 'n lange duur ons gehoorsaamheid aan hom as 'n natuurlike uitvloeisel van ons liefde, toon die ware aard van ons vriendskap met hom. Jesus sluit die bergprediking af deur sy gehoor voor 'n besonder aangrypende laaste uitdaging te stel. Wat was dit? Ons lees Matteus 7 vers 24 tot 29. Elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het, en die reën het geval en die waterstroom het gekom en die winde het gewaai teen daardie huis aangestorm en dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots. En elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met 'n dwaase man wat sy huis op die sand gebou het. En die reën het geval en die waterstroom het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm en dit het geval. En sy val was groot. En toe Jesus hierdie woorde geëindig het, was die skare verslae oor sy leer, want hy het hulle geleer soos een wat gesag het en nie soos die skrifgeleerders nie.
Matteus 7 vers 24 tot 29. Wanneer Jesus se boodskappe werklik tot 'n mens begin deurdring, word jy natuurlik daardeur uitgedaag en getransformeer. Ten eerste moet ons eers ons ore en ons harte oopmaak. Met elke asemteug kan God se plan vir die uitleef van 'n hegte verhouding met hom in ons binneste uitgeriffel word. Hy is die rots der eeue, en ons lewens kan op hom en in ooreenstemming met sy volmaakte plan vir ons gebou word. Hierdie bloudruk vir 'n hegte verhouding met God is boonop geen geheim nie. Op die bladsy van sy geïnspireerde woord maak God dit bekend. Wat meer is, hy bied dit aan ieder en elk van ons. Daarna moet elkeen self kies of hulle dit gelowig wil aanvaar, hulle op 'n volmaakte geregtigheid van Christus wil beroep en daardie geregtigheid dan wil uitleef.